en welkom terug by die Kruiskinderkanaal. Die Hebreëse naam vir die gedeelte is Bamidbar, wat beteken in die woestyn of in die wildernis. Die Israeliete het Egipte verlaat en deur 'n warm, droë woestyn gereis op pad na die beloofde land. Die woestyn was nie 'n maklike plek om te leef nie. Daar was geen huise, winkels of veilige paaie nie. Partykeer het die mense moeg, bang of onseker gevoel oor waarheen hulle op pad is. Tog het Abba selfs in die woestyn by hulle gebly. Hy het hulle gelei met 'n wolk in die dag en 'n vuur in die nag. Hy het vir hulle kos gegee wanneer hulle honger was en water wanneer hulle dors was. Bamidbar leer ons dat Abba nooit sy mense alleen los nie, selfs wanneer die lewe moeilik of verward voel. Soms voel kinders ook asof hulle in 'n woestyn is. 'n Woestyn kan 'n tyd wees wanneer iemand eensaam voel by die skool, bang is vir 'n toets, bekommerd is oor probleme by die huis of onseker is oor wat volgende gaan gebeur. Volwassenes kan ook bekommerd voel oor werk, siekte of moeilike situasies. Die verhaal van Bamidbar herinner ons dat Abba vandag nog naby ons is, net soos hy lank gelede naby Israel was. Hy sien ons, lei ons en help ons tree vir tree. Selfs die Hebreëse woord Bamidbar leer ons belangrike waarhede oor God. Die eerste Hebreëse letter is Bet, wat huis of binne kan beteken. Dit herinner ons dat Abba sy mense naby hom wou hê, soos 'n liefdevolle familie. Abba wou nie hê Israel moes alleen rondswerf nie. En vandag wil hy steeds sê ons moet naby hom leef, deur gebed, aanbidding en vertroue in hom elke dag. Die volgende letter is Mem, wat ons herinner aan water en lewe. In die woestyn het Abba water gegee aan mense wat dors was en hulle aan die lewe gehou. Vandag gee Abba nog steeds vir ons krag, vrede, troos en alles wat ons nodig het. Die volgende letter is Jod, die kleinste letter in die Hebreëse alfabet. Al is dit klein, is dit steeds belangrik. Dit herinner ons dat niemand te klein is vir Abba om raak te sien nie. Soms dink kinders groot mense is belangriker, maar Abba sien elke kind, hoor elke gebed en ken elke naam. Daarna kom Dalet, wat deur of pad beteken. Abba het 'n pad deur die woestyn gemaak vir Israel en hy lei steeds sy mense vandag. Selfs wanneer ons nie weet wat môre gaan gebeur nie, ken Abba reeds die pad vorentoe. Nog 'n bet verskyn in die woord, wat ons herinner dat Abba se mense bymekaar hoort. Abba het ons geskep om in gemeenskap met mekaar te leef, mekaar te help en mekaar aan te moedig. Hy gee vir ons families, kerke en onderwysers en vriende, sodat ons nie alleen deur die lewe hoef te stap nie. Die laaste letter is Resh, wat hoof of leier beteken. Abba self was Israel se leier. Moses het na God se instruksies geluister en die mense het gevolg wat God hulle gelei het. Vandag lei Yeshua ons as ons herder en leer hy ons om met liefde, wysheid en moed te leef. In die boek Numeri 1 vers 1 tot 54 het God vir Moses gesê om die volk van Israel stam vir stam en familie vir familie te tel. Abba het reeds geweet hoeveel mense daar was, maar die telling het gewys dat elke enkele persoon vir hom belangrik was. Elke familie was kosbaar en elke stam het 'n doel gehad. Die mans wat getel is, was die wat gereed was om die volk te help beskerm en dien. Dit het die Israeliete geleer dat almal verantwoordelikhede en werk het om te doen. Net so gee Abba vandag ook vir ons verantwoordelikhede. Kinders kan help by die huis, hulle ouers gehoorsaam, maats aanmoedig, vir ander bid en vriendelik wees op klein maniere wat vir Abba baie beteken. Een stam, die Lewiete, is apart getel, omdat hulle 'n spesiale roeping gehad het om in die tabernakel te dien. Die tabernakel was die heilige plek waar Abba se teenwoordigheid tussen sy mense gewoon het. Die Lewiete het na die heilige dinge omgesien en die mense gehelp om Abba reg te aanbid. Dit leer ons dat Abba verskillende mense verskillende take gee en dat elke rol belangrik is. Party mense onderrig, party sing, party help stilweg agter die skerms en ander moedig mense aan wat hartseer of eensaam voel. Elke gawe is waardevol in Abba se familie. Dit verbind mooi met die boek Numeri 2 vers 1 tot 34, waar God vir elke stam gesê het
presies waar hulle rondom die tabernakel moes kamp opslaan. 3 stamme het aan elke kant gekamp, sodat Abba se teenwoordigheid in die middel van die kamp was. Dit was belangrik omdat Abba wou hê sy mense moes onthou dat hy altyd die middelpunt van hulle lewe moet wees. Vandag probeer baie dinge Abba se plek in ons hart inneem, soos speelgoed, speletjies, gewildheid, sport of skerms. Hierdie dinge is nie altyd verkeerd nie, maar Abba wil hê ons moet hom eerste lief hê, want wanneer Abba in die middel is, begin alles anders op die regte plek val. Die uitlek van die kamp het ook gewys dat niemand verkeerd is nie. Elke stam het 'n plek gehad wat deur Abba self gekies is. Soms vergelyk kinders hulle self met ander en wens hulle was anders, slimmer, sterker of meer gewild. Maar Abba het elke persoon met sorg en doel geskep. Net soos elke stam rondom die tabernakel behoort elke persoon vandag in Abba se familie. In die boek Numeri 3 vers 1 tot 51 en 4 vers 1 tot 20 het God aan die Levitiese families spesiale verantwoordelikhede gegee om die tabernakel tydens Israel se reis te versorg. Een familie het gordyne gedra, 'n ander meubels en nog een het die heilige voorwerpe versorg. Party take het dalk groter of belangriker gelyk as ander, maar elke taak was belangrik, omdat al die werk saam gehelp het dat Abba se mense veilig en reg kon aanbid. Dit leer ons hoe belangrik spanwerk is. Abba het nooit bedoel dat sy mense alleen deur die lewe moet gaan nie. Elkeen het iets belangrik om by te dra. Paulus leer dieselfde les in 1 Korintiërs 12 vers 7 tot 31. Hy verduidelik dat die Heilige Gees verskillende gawes aan verskillende mense gee tot voordeel van almal. Die 9 gawes van die Gees wat in die Bybel genoem word, is woord van wysheid, woord van kennis, geloof, gawes van gesondmaking, werking van kragte of wonderwerke, profesie, onderskeiding van geeste, verskillende tale en uitleg van tale. Party mense ontvang wysheid om goeie raad te gee. Ander bid met groot geloof, terwyl ander weer mense bemoedig deur profesie of deur vir siektes te bid. Sommige ontvang die gawe om tale te praat of dit uit te lê, en ander kan onderskei wat reg of verkeerd is deur die leiding van die Heilige Gees. Paulus vergelyk gelowiges met dele van 'n liggaam. Oë, hande, voete en ore het almal verskillende werk, maar elke deel is nodig. Net so is elke persoon belangrik in Abba se familie. Party kinders is goed daarin om ander welkom te laat voel, terwyl ander vriendelike helpers of dapper leiers is. Abba het elke persoon doelbewus anders gemaak. Paulus gaan dan verder in 1 Korintiërs 13 vers 1 tot 3 en leer dat liefde belangriker is as enige gawe. 'n Persoon kan mooi praat, baie dinge weet of indrukwekkende dinge doen, maar sonder liefde beteken daardie gawes niks nie. Abba gee nie net om oor wat ons doen nie. Hy gee om oor hoe ons mense behandel. Vandag soek baie mense aandag, lof of gewildheid, maar Abba wil hê sy kinders moet liefdevol, vriendelik, geduldig en omgee wees. Liefde maak elke gawe mooi. Die boodskap van Bamidbar is vandag steeds belangrik vir ons. Die lewe kan soms verwarrend voel soos 'n woestyn, maar Abba vergeet nooit sy mense nie. Hy ken elke naam, gee elke persoon 'n plek en gee elkeen gawes om ander te help. Net soos Abba Israel deur die woestyn gelei het, lei hy vandag steeds sy kinders met liefde, wysheid en trou. Kom ons bid saam. Liewe Abba, dankie dat U my naam ken en my liefhet. Dankie dat U vir my 'n spesiale plek in U familie gee. Help my om U te vertrou wanneer die lewe moeilik of verwarrend voel. Leer my om my gawes met liefde en vriendelikheid te gebruik en help my om te onthou dat U altyd by my is waar ook al ek gaan. Amen. Shalom.